Goeiedag en baie welkom by Jesus Christus leef in jou. 'n Plek waar ons die goeie nuus van Jesus Christus verkondig. En dit is altyd 'n voorreg om hier op Kruiskyk te kuier en hierdie goeie nuus saam met julle te deel. Nou, vandag wil ek met julle gesels oor 'n onderwerp en ek noem dit geestelike volwassenheid. Nou, as jy na enige sport byvoorbeeld kyk en 'n atleet begin, niemand begin as 'n kampioen nie. Almal word ontdek en dan leer hulle dat die persoon talent het en dan kry hy 'n afrigter en dan ontwikkel daardie talente. Met ander woorde, hy groei in die atleet wat hy wil wees. Dieselfde met sangers. Iemand wat mooi kan sing, begin nie net 'n suksesvolle loopbaan nie. Daar is stappe waardeur hulle gaan en dan groei hulle en dan éventueel word hulle suksesvol. As ons na Jesus kyk, die Bybel sê hy het gegroei in guns by God en by die mense. So daar is 'n groeiproses waardeur ons as gelowiges gaan. Wanneer ons ons harte vir die Here gee, ek dink is daar een ding wat ons teen die tyd al besef is, dat as God jou red, dan het hy jou gered. Hy het dan met jou sonde gedeel en jy is heeltemal vry, want ons moet besef dat ons word gered uit genade, dit is glad nie werke nie. Die Bybel is baie duidelik in Efesiërs 2 waar hy sê, uit genade is julle gered, deur die geloof. En dis nie uit julle self nie, dis 'n gawe van God, nie uit werke nie, sodat niemand kan roem nie. So nie een van ons kan roem, of sê dat ons beter as iemand anders is nie, uit 'n Christelike oogpunt, omdat alles wat ons ontvang het, kom van God af. Maar dan is daar 'n pad wat ons stap, om te ontwikkel en geestelik te groei. En een van die goeders wat belangrik is om 'n pad saam met die Heilige Gees te loop. Want die Bybel sê dat die kinders van God, of die seuns van God, is hulle wat deur die Gees van God gelei word. Met ander woorde, nie hulle wat deur hulle eie begeertes en hulle eie wilskrag en hulle eie maniere geleer of beweeg of loop nie, maar spesifiek hulle wat deur die Gees van God gelei word. Nou, daar's 'n paar punte en ek gaan 'n paar skriffies net saam met julle deel, net om vir julle te bewys hoe belangrik dit is om geestelik te kan groei en te besef dat waar jy vandag is dalk maar net nog 'n beginpunt van waar God jou werklik wil hê. Nou, vir my die eerste punt, die belangrikste seker is, as jy 'n volwasse Christene is, dan een van die goed wat jy weet is, jy weet wie jy in Christus is. Met ander woorde, jy het nie meer nodig dat iemand vir jou vertel wat jy reg en wat jy verkeerd doen en jou met die wet wil slaan en allerhande goeters in jou keel afdruk. As jy Jesus aangeneem het en jy is werklik weergebore, jy het jou lewe vir hom gegee, jy het gedeel met jou sondes, dan weet jy dat jy gered is. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê byvoorbeeld, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Met ander woorde, jy word nie meer gedefinieer deur jou verlede, wat jy gedoen het, of jou oorsprong nie. In ander woorde, dit maak nou nie meer saak wat my van is, of wat my geslagsregister is nie, want ons weet mos nou, ons wat die Here Jesus aangeneem het, is, en dit bely, die woord is baie duidelik, dit sê, dat ons uit God gebore is. In ander woorde, ons weet mos nou wie ons pa, as my pa God is, dan weet ek mos dat ek 'n seun, of 'n dogter van hom is. So dit is een van die goeders wat jy absoluut moet vasmaak. Galasiërs 2 vers 20 sê byvoorbeeld, dat ek met Christus gekruisig is, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Nou, 'n mens se verstand wil nie altyd so intoe gaan nie, maar as jy bietjie gaan nadink, gaan mediteer oor daai vers, dan sê Paulus, dis nie meer ek wat leef nie, maar Christus wat in my leef. Met ander woorde, as ek nie meer leef nie, wie leef? Dan is dit Christus wat in my leef. Met ander woorde, as 'n kind van God, as jy geestelik volwasse is, dan begin jy besef en agterkom dat jy nie net meer deel van 'n natuurlike wêreld en 'n natuurlike liggaam is nie,
Jy's deel van iets groter, iets goddelik. Met ander woorde, ons is deel van Christus. Die Bybel is mos duidelik in 1 Korintiërs 12, waar hy Christus met 'n liggaam verduidelik, wat sê dat daar verskeie dele is, maar al is dit verskeie dele, die hand, die voet, die neus, die mond, nie een is Christus nie, maar hulle almal is deel van Christus, want die hele liggaam is Christus, en ons moet besef, dis hoe God ons gemaak het, ons is deel van Christus. Een van my gunsteling Bybelversies ook is, in Johannes 20 vers 17, waar Jesus met Maria praat, dan sê hy van Maria, moet my nie aanraak nie, want ek het nog nie na my Vader toe gegaan het nie. Dis nadat hy uit die dood uit opgestaan het, dan maak hy hierdie geweldige stelling en sê, maar gaan na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader, julle Vader, en my God, en julle God. Daar is ook een van die skrifte wat jy nie net kan lees en nie daaroor gaan nadink nie, want Jesus praat van die disippels as sy broers, hy praat van sy Vader is hulle Vader, en dan nog meer belangrik, hy sê dat sy God hulle God is. Kan jy sien die geweldige grootheid, die openbaring van Christus, wat Jesus vir ons gebring het. Dan 1 Johannes 4 vers 17 sê, hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is, dis nou soos Jesus, is ons in hierdie wêreld. As jy mooi gaan lees, daar staan nie soos hy was, of soos wat hy gaan wees nie, dit staan soos hy is ons. En weer eens, nie hoe ons gaan wees nie, of hoe ons gaan word nie, dit is wie ons is. So, een van die belangrikste punte dan vir my, as 'n volwasse Christen, moet jy besef, dat jy soos Jesus, in en deel van die Vader is. In ander woorde, dis nou nie meer jy wat leef nie, dit is Christus wat in en deur jou leef. Dan 'n belangrike punt vir my is, jy gehoorsaam God se woord, altyd. Met ander woorde, iemand wat volwasse in Christus is, onderhandel nie met God oor wat hy mag of nie mag doen nie. Jy doen wat die woord sê jy moet doen. Met ander woorde, Jesus is mos nou ons koning, ons meester. En hy sê ook vir sy disippels, of van die mense met wie hy gesels het, hoekom noem julle my Here, Here en doen nie wat ek sê nie? Kan jy sien, 'n kind van God, 'n seun van God, 'n dogter van God, is iemand wat luister en dan doen wat die koning of die meester sê. In Johannes 14:23 sê Jesus, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar. En ons weet mos nou, die wat Jesus se woord bewaar, dis hulle wat 'n huis bou, en hulle bou hom op die sand nie, hulle bou hom op die rots. So as die storms dan kom, dan gaan jy staande bly. Dieselfde storms gaan jou en die ongelowiges dalk tref, maar jy, as jy nou volwasse in Christus is, dan gaan jy begin staan. Jy gaan dalk platgeslaan word, maar jy gaan nie bly lê nie, jy gaan opstaan, want jy weet mos nou wie jy in Christus is, en dat hy wat in jou is groter is, as hy wat in die wêreld is. Dan ook baie belangrik, vir julle wat groei in Christus, jy moet besef, dat jy geestelike onderskeidingsvermoë het. Met ander woorde, jy weet wat jy mag en nie mag doen nie. Dis nie nou meer dat iemand vir jou moet sê, mag ek dit of mag ek dit doen nie. Ek sê altyd vir mense, as jy vra, is dit reg, kan ek dit doen? Net die feit dat jy vra beteken, daar's twyfel by jou, en dan moet jy dit mos nou nie doen nie. So moenie jouself of jou natuurlike manier van dink gebruik, om iets wat geestelik is, te probeer verander of oorreed om anders te wees nie. Hoor wat sê Hebreërs 5 vers 14. Vaste spys is vir die volwassenes, wat deur gewoonte geoefen, hulle sintuie gebruik om te onderskei tussen goed en kwaad. Met ander woorde, jy raak bewus van God se stem in jou, en dan word ons soos Jesus. Jesus is duidelik, hy het gesê,
die woorde wat ek spreek, is nie ek wat spreek nie, dis die Vader wat in my is, wat die werke doen. En Jesus het ons geleer in die Onse Vader gebed, dat ons nie ons wil doen nie, maar die wil van die Vader. En dit is wat belangrik is, as 'n kind van God, wat geestelik volwasse is, weet jy hoe om te onderskei tussen wat jy mag doen en nie mag doen nie. En omdat jy dan so onderskei, gaan jou lewe anders wees. Mense moet so nou en dan vir jou vra, maar doen jy dan nooit dit nie? Hoekom doen jy nie dit nie? Met ander woorde, jy moet soos 'n lig skyn. Hulle moet kan sien, hierdie man, hierdie vrou, hierdie seun, hierdie dogter is iets anders. Hulle het iets anders wat ek ook graag wil hê. Dan die volgende ding om aan te dink is, jy is emosioneel en verhoudingsgewys gesond. Wat beteken dit? Dit beteken dat jou natuurlike manier van optree en dink begin verander. Voor jy Jesus aangeneem het, was jy dalk op jou perdjie, jy het hy meer gehad, as iemand vir jou net iets sê, dan het jy op jou perdjie gespring en gesê, het hy dit vir my gesê, dink hy kan dit aan my doen, en al daai ego optredes, waar dit gaan oor my wil, my gevoel, waardeur ek gaan. In Christus raak daai goed weg, want dit gaan nou nie meer oor wat ek voel oor my optredes nie, dit gaan mos nou oor hom wat in my leef, dit gaan oor 'n ander natuur, dit gaan oor 'n goddelike natuur, en in 2 Petrus 1 sê die Bybel dat sy goddelike krag vir my en jou alles gegee het, sodat ons deel kan word van die goddelike natuur. En onthou wat die goddelike natuur is. Dit is iemand wat liefde uitstraal, iemand wat in liefde optree, iemand by wie mense wil wees, iemand wat mense na hulle toe trek. Volwassene Christene bring genade en liefde in verhoudings in. Iets wat ons ook al moet dink is dan, jou gebedslewe is nou 'n leefstyl. Met ander woorde, dit gaan nou nie meer oor, ek moet die wekker elke dag vir 5 uur stel, om seker te maak, ek vergeet nie om te bid nie. Dit word 'n leefstyl, dit word eenheid. Met ander woorde, waar jy beweeg, is jy mos nou bewus van wie in jou leef. Wie is in my? God die Vader, die Seun en die Heilige Gees is in en deel van ons. Paulus het ons geleer dat in Jesus het die volheid van die Godheid gedwaal, en dan sê hy, en ons het daardie volheid in ons. Met ander woorde, dit beteken dat jy nie alleen is nie. In Efesiërs 4 vers 6 leer ons dat daar een God en Vader van almal is, en waar is hy? Oor almal, deur almal en in julle almal. En dan leer ons mos in 1 Korintiërs 3:16 dat ons die tempel van die Heilige Gees is. En 2 Korintiërs 13 vers 5, jy moet dit gaan lees as jy my nie glo nie, want dit is geweldig om dit regtig te besef, die groot openbaring, waar Paulus sê, ondersoek julle self of julle in die geloof is. Nou, hoekom sê hy dit, wat moet hulle gaan doen? Dan sê hy, stel julle self op die proef, of is julle nie seker van julle self, dat Jesus Christus in julle is nie. Kan jy sien, daar's nie net 'n deeltjie van God in jou nie, die volheid van God is in jou as gelowige. Dis hoekom Jesus 'n stelling kon maak om te sê, maar as julle in my glo, sal julle kan doen wat ek doen en nog meer as dit. Hy sal dit mos nie gesê het as jy minder as hy is nie. In Galasiërs 4, waar Paulus baie met die Galasiërs oor die wet gepraat het en hulle wat nog onder die wet wil wees en die ou bedeling aanhang, sê hy vir hulle, as die dienskneg, as die kind, of die erfgenaam, nog 'n kind is, dan is hy soos 'n dienskneg, al is hy heer van alles. Met ander woorde, dit beteken, dat jy alles kan hê, wat God vir jou gegee het,
en dit nooit manifesteer in jou lewe as jy begin aanhou dink soos 'n kind. Met ander woorde, ons is nie meer diensknegte nie. Ons is nou kinders van God. As Jesus ons broeders noem, dan beteken dit mos ons is kinders van God. As Jesus sê sy Vader is ons Vader, dan beteken dit mos, ek moet in 'n mate soos Jesus wees. Ek het dan dieselfde Vader, ek het dieselfde oorsprong. In Hebreërs is hy so mooi waar Paulus skryf en sê hy wat heilig maak en hulle wat geheilig word, is almal uit een. Om hierdie rede skaam hy hom nie, om hulle broeders te noem nie. Kan jy sien? 'n volwasse Christen stap soos Jesus. Hy leef soos Jesus. En ons weet mos hoe Jesus geleef en opgetree het. Hy sê, kom leer by my. Wat moet julle leer? Ek is sagmoedig en ek is nederig van hart. In ander woorde, jy gaan mense na jou toe trek as jy 'n volwasse Christen is. As mense nie na jou toe wil kom nie en hulle wil nie in jou teenwoordigheid wees nie, alhoewel jy dan gered is, moet jy net vir jouself vra, Heilige Gees, wat in my moet verander, dat ek sagmoedig en nederig soos Jesus kan wees. Dan het Paulus ook in Galasiërs 5 vir ons gesê, wat die vrug van die Heilige Gees is. En ek dink dit is 'n maatstaf, wat elkeen van ons kan gebruik, om te bepaal of ons geestelik groei, en of ons geestelik volwasse is. Hoor wat sê hy, die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Met ander woorde, jy probeer nie om soos Christus op te tree nie, jy leef Christus, want hy is jou asem, jou lewe en jou alles. En vir daai 1 of 2 persone wat nou na my luister, ek hou nie daarvan om dit te sê nie, maar jy kan nie in die kerk wil sit en 'n vroom gesig het en dan jou vrou by die huis soos 'n vloerlap behandel, of jou kinders verskree en dan net Sondag 'n vroom gesig het nie. Dit werk nie so nie. Dit is baie belangrik dat jy as vader van daai huis so optree, so leef, dat mense God wil dien en God wil volg, omdat hulle hom in jou kan sien. Belangrik, as jy groei en jy word nou meer en meer volwasse, dan dien jy die Here en jy doen goed sonder om aandag te soek. Met ander woorde, dit gaan nie oor my koninkryk wat ek wil bou nie, want ek leef mos nou nie meer nie, ek het nie 'n koninkryk nodig nie, ek moet die koninkryk van God manifesteer, so jou doen en late gaan nou nie meer oor my bediening en my begeertes nie, dit gaan alles oor Jesus, dit gaan alles oor die Vader en die Heilige Gees en sy koninkryk. Markus 10:45 sê, die Seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Nou as Jesus gekom het om te dien, wat maak jou en my anderste? Kan jy sien, jy's nie gemaak om gedien te word nie, jy's gemaak om ander te dien. En ons sien baie keer in die kerk hoe dit anders is. In die wêreld is mense wat baie suksesvol is, hulle word gedien en hulle kry die meeste geld en mense wil hulle soort van aanbid. In die kerk is dit heeltemal anderste. Jesus het gekom om te dien en ander te dien. So as jy in 'n posisie is waar jy voel, hierdie mense moet jou dien, dan moet jy net begin 'n bietjie introspeksie doen en met God praat om te hoor of jy op die regte pad is. Dan volhard jy in beproewings. Jakobus 1:2 sê, ag dit louter vreugde wanneer julle in allerlei versoekings val, want julle weet dat die beproewing van julle geloof
lydsaamheid werk. Met ander woorde, jy hou aan glo, ten spyte van beproewing, ten spyte van die pyn, ten spyte van die siekte. Jy weet, daar's 'n uitkoms, want jou koning leef. Jesus leef. Ek het nog 2 punte wat ek wil noem. Jy leef met 'n hart vir sending. Met ander woorde, al hierdie goed wat jy ontvang het, hierdie goddelikheid, hierdie kosbare beloftes van God, hierdie verandering, hierdie vrug in jou. Iemand wat werklik groei en volwasse is, het nou die begeerte om dit met ander te deel. En dan laastens waarmee ek wil afsluit, is jy streef na eenheid in die kerk. As jy werklik tot bekering kom en jy begin die openbaring van Christus verstaan, ek maak baie keer die stelling en sê vir mense, jy word eintlik eers 'n fariseer voor jy soos Jesus word. Want as God vir jou werklik goed begin openbaar, dan is dit baie keer menslik om te dink ek is beter as ander, ek weet nou meer as ander. Maar al wat jy moet begin besef is, jy het net meer genade ontvang. Jy leef en God het dit aan jou geopenbaar. Al die goed wat hy vir jou gegee het, is om te deel met ander. Met ander woorde, nie om myself te verhoog nie, maar om seker te maak dat ek Jesus verhoog, om seker te maak dat ek die Vader en die Heilige Gees verhoog, en seker te maak dat ek deel is van hierdie koninkryk van God, en seker maak dat God my gebruik om sy heerlikheid op die aarde te manifesteer. Efesiërs 4 vers 3 sê, en om julle te beywer om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van vrede. Met ander woorde, volwasse Christene bou op en hulle breek nie af nie. Geestelike volwassenheid gaan nie oor ouderdom, jou jare in die kerk, of hoeveel Bybelverse jy kan aanhaal nie. Dit gaan oor om meer en meer soos Jesus te wees, om te groei in liefde en 'n hart vir sending te hê. Miskien het jy nou na hierdie hele boodskap geluister, en ek wil nie hê jy moet veroordeeld voel nie. Ek wil net hê jy moet leer saam met my. Daar waar jy nou is, vra die Heilige Gees, openbaar aan my Vader, watter dinge in my lewe daar is, wat ek kan verander om meer en meer soos Jesus te word, dat ek kan verander om te kan begin doen wat Jesus gedoen het en nog meer, sodat ek die verandering in my wêreld, in my omgewing kan wees. Kom ons bid saam. Baie dankie Hemelse Vader vir die voorreg wat ons het om te kan leer uit die woord. Dankie dat U ons gemaak het om te kan groei en meer soos Jesus te word. Vader, ek bid dat elkeen wat na hierdie boodskap geluister het, dat U nou deur die Gees aan elkeen sal openbaar wat U wil hê ons moet verander en wat ons kan doen om meer en meer soos Jesus te word. Dit bid ons in Jesus se wonderlike naam. Amen.